Ons praat oor die Heilige Gees, wie jy is in die Heilige Gees. Efesiërs 1 is 'n baie belangrike hoofstuk en ek dink is vers 3 wat sê God het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Met ander woorde, God het ons die dag dat ons tot bekering gekom het, die dag dat ons lewens vir Jesus oopmaak en in daardie oomblik wat jy tot bekering gekom het, het God jou geseën deur jou te verlos, totaal en al jou vry te maak, jou heilig te verklaar en al die seëninge van die Gees het hy ons ingemaak in Christus Jesus. En dis die Heilige Gees wat al hierdie wonderlike goed van God vat en dit laat realiseer in ons lewe. Dat ons is totaal en al vergewe, totaal en al vry, ons is totaal en al verlos, ons is totaal en al heilig. Ons het genade ontvang deur die Gees van God. Maar ons het al hierdie goeders alreeds. En ons praat oor 'n term genaamd heiligmaking. Nou heiligmaking is baie keer moeilik om te verstaan, want heiligmaking is die proses waarin ek meer soos Jesus word. Nou, hoe verstaan 'n mens dit nou? Dis nou 'n proses wat ek meer soos Jesus word, maar ek het dan alreeds alles ontvang in Jesus en die seëninge van die Gees ontvang wat daar in die Gees het alles vir my gegee. So hoe is dit dat ek nou alles ontvang het alreeds, maar daar is ook 'n proses wat ek nog word. So ek moet aan my identiteit dink aan ek word iets wat ek alreeds is. In Engels sê becoming who you already are. Becoming who you already are. So die geestelike pad, die geloofspad is 'n becoming who I already am. En dit is om te word wie ek alreeds is. Ek het alreeds in Christus al die seëninge van die Gees ontvang. Maar nou, heiligmaking is die proses wat ek nog steeds word. So, ons praat ook van die alreeds en die nog nie gedeelte. So, ek is alreeds vrygespreek. Ek het alreeds alles in Christus ontvang. Maar dan is daar ook 'n nog nie gedeelte waar daar gaan 'n dag aanbreek wat ek totaal en al die finale verlossing, die finale heiligheid, die finale deel gaan ontvang wat God vir my in Christus. En intussen bevind ek my in hierdie spanningsveld waar ek afhanklik van God bly, waar ek in verhouding met hom staan en die persoon van Christus en my verhouding met hom, in daardie verhouding is hy vir my alles. Hy's alles wat ek nodig het en nog meer. En ek sien myself ook in daardie lig en dit is ook in myself dink my identiteit wie ek is in Jesus Christus. Ek hoop dit maak sin en die Here seën jou. Hê 'n mooi week.